ons maak ons oë eers saam toe. Hemelse Vader, ons is vandag hier om afskeid te neem, maar ons is nie baie goed met afskeid neem nie. Dit is vir ons seer en einde aan, ongemaklik. Ons wil nie regtig hier wees nie. Ons wil nie regtig totsiens sê nie. Ons wil nie so 2-3 weke voor Vadersdag 'n leë Vadersdag tegemoet gaan nie. En op 'n of ander manier het jy dit anderster gewil en daarbij berus ons. En daarom stoot ons hand in u hand en vra dat u asseblief ons sal lei en sal help. Hou u ons vas asseblief, Here. Amen. Ek wil sommer nou vir jou kans gee om die bedankings en al die pratery te doen en dan gaan ek aan met die res van die diens. Dankie, Eduard. As jy nou dominee sê, jy preek hierso. Ek kan oorvat as ek moet. Gaan dan. Ek wil net namens die familie 'n paar bedankings doen. Vergewe my as ek dit aflees, want ek was nooit baie goed met hierdie op skool nie, so ek gaan dit makliker gewees om dit uit te tik en dit af te lees. Eerstens dank ons Hemelse Vader dat hy vir oupa Boet vir 74 kosbare jare aan ons geskenk het. Ons is dankbaar vir elke herinnering wat ons saam gedeel het, want elkeen van hulle is vasgebind in ons hart. Dankie aan Larinet Vrouelkeer Sentrum vir julle sorg en bystand in oupa se laaste dae. Dankie vir die respek, liefde en deernis waarmee julle vir oupa en sy mense hanteer het. Aan Anmor Begrafnisdienste vir die waardige hantering van al die reëlings van die aand van oupa se afsterwe tot vandag toe. Julle diens spreek van liefde en omgee in 'n baie seer tyd. 'n Spesiale woord van dank aan Dominee Gerard vir die manier wat Dominee die diens gaan hanteer en vir Dominee se liefde en omgee. Ons waardeer Dominee verskriklik baie as 'n familie. Aan Tanya, baie dankie vir die video. Dit is kosbare herinneringe wat ons vir altyd saam met ons kan dra en ons waardeer dit opreg. Dankie vir jou tyd en moeite wat daarin gegaan het. Aan Paulou, Chris, Ma, dankie vir die liefde en hulp wat hulle vir oupa tot op die laaste gebied het. Dankie vir julle omgee, vir julle bystand en vir julle ondersteuning. Dit was regtig van onskatbare waarde vir ons as familie. Ons weet oupa kyk met 'n groot glimlag neer op sy kinders, met 'n hart vol liefde en 'n bors vol trots. Aan oupa se kleinkinders, Karies, Monies, Lilies, Luwanie wat nie is nie. Ons weet oupa was verskriklik lief vir julle en verskriklik trots op julle. Dankie dat julle hom oorlaai het met liefde en omgee tot met sy laaste asem. Julle nabyheid het altyd sy hart bly gemaak. Aan oumaatjie, soos oupa ouma genoem het, dankie dat ouma vir 53 jaar oupa se steunpilaar was. Sy regterhand, saam die soet en die suur van die lewe saam met oupa geniet het. Mens kon sien hoe sy oë van liefde oorgeloop het wanneer hy na ouma gekyk het. 'n Liefde waarna ons almal streef om op te lewe. Aan elkeen wat betrokke was met die reëlings, met die boek van die venue, met die kosse en alles, ons sê opreg dankie daarvoor. Aan elkeen wat hier is, wat ver gereis het om hier te wees, vir elke boodskap, elke oproep, en net 'n gedagte, ons waardeer dit opreg, en dit dra die familie in hierdie moeilike seertyd, ons waardeer julle opreg. Ons vra ook dat julle, wanneer julle terugreis, dat julle veilig sal reis, en ons waardeer dat jy hierdie tyd saam met ons spandeer. Gaan julle omgee as ek hierdie kateder 'n bietjie wegskuif? Ek wil net so 'n bietjie spasie hê vir myself. Ek wonder hoe dit was toe die heel eerste mens die heel eerste keer seer gekry het. Toe dit moes iewers nou buite die tuin van Eden gewees het. En dalk was dit Adam, dalk Eva, ek weet nie, maar dalk het hy sy vinger raak gekap met 'n klip. Ek weet nie wat gebeur nie, maar ek dink daai moment was vir my met 'n o genade, wat het nou gebeur? Dit is 'n sensasie wat die heel eerste ou beleef het, wat hy nie weet om te maak nie. En gelukkig het ons nou grand geword met daai prosesse, want ons het agterkom, maar as jy sekere goeders doen, dan kan jy pyn verhoed of ten minste verminder. Ons het geleer, jy kan, afgelope moderne tyd, wat ons sê, die afgelope paar 50, 60 jaar, het ons fenomenale suksesse daarmee bereik, nee? 'n pilletjie maak jou hoofpyn weg. 'n ander pilletjie help dat jy kanker kan teestaan. 'n ander pilletjie help dat jy, allerlei
nicer goed in die lewe kan doen en al die nicer goed in die lewe kan sien. Ander pilletjies dat jy so 'n bietjie weer afkom van jou high af en bietjie weer gemaklik raak en nou as jy nie die pilletjie ding doen nie, dan help dit selfs om so 'n bietjie operasies te kry. Met chirurgiese ingrepe kan jy ingroei tonaal regmaak en kan jy selfs dit wat bietjie hang laat opstaan en bietjie wat alles wat regop staan jy laat inspuit en dat helderder lyk en beterder lyk en gladder lyk. Nou, ons het regtig grand geword met hierdie goeters. Ons met selfs ouens soos sielkundiges en maatskaplike werkers en dominees opgelei sodat hulle die pyn en die seer so bietjie kan wend, net bietjie kan uitkry, dit ontlont, soos die grand woord wat ons daarvoor gebruik. Die een pyn wat ons nie kan verminder, kan reduce nie, is hierdie pyn van dood. Vir baie van die ander kan ons ietsie drink, ietsie gee om reg te kom, ietsie anders te doen, maar vir die pyn van die dood, ek dink een van die grootste goed is met die dood is so finaal, nie. Jy kan niks reverse nie, jy kan nie 'n knoppie druk en sê, okay, kom ons gaan terug na 3 jaar terug toe, of daar's hierdie, partykeer is dit verwyte, maar partykeer is dit 'n gevoel van, as ek net dit kon doen, as ek net dat kon doen, as ek net nou al 'n kaartjie vir oor 3 weke kon koop vir Vadersdag, en ons kan niks daaraan maak nie. So ek wil 'n storie vir julle vertel, en dan gaan ek by Psalm 23 uitkom, en dit is 'n storie wat verskriklik oud is. Ongelukkig dink ons is nie so oud nie, want ons lees die Bybel maar so van Genesis af deur tot by Openbaring, en as jy die Ou Testament lees, dan lees jy van Genesis tot by Maleagi. Nou dink jy, die boekie waaroor ek gaan praat, Job, wat hier in die middel is by Psalms, moes dan seker dan Psalms se tyd, saam met Dawid, wat die meeste van die Psalms geskryf het, gedateer word, maar is nie waar nie. As jy die Bybel kronologies agter mekaar sit, sal jy die boek Job moet uithaal, en jy moet insit by Genesis 12. Job was letterlik ek sê dit nou maar om verstaanbaar te maak, 'n buurman van Abraham. Hy is een van die eerste ouens met Genesis 12 wat begin as die begin van God se pad met dit deurmekaar land, en Job se storie ken ons almal goed, 'n skatryk ou. Ek dink hy sou 'n goeie NG lidmaat kon wees. Hy sou ons finansiëel nogal kon help. Hy was die rykste ou, hy was die Elon Musk van daai tyd. Fenomenaal ryk. 7000 stuk kleinvee, skaap en bok. 3000 kamele. 500 osse en nog 500 donkies. So hy het 'n hele vloot donkies en osse gehad. Dis daai lewende hawe was nie net lewende hawe, dit was trekdiere. Hy was skatryk. So ek sien hom op sy voorstoep sit, dalk so groot stoep soos hierdie, met sy auditeuradom is, en hulle gesels oor hoe goed dit hierdie jaar gegaan het. Ons het van 6500 skaap gegroei na 7000 skaap, en hulle maak hierdie groot boek oop, en hy sien by die inventaris nie, bateregister, man, dit gaan goed met hom. En dan kom daar 'n boodskapper aangehard en sê, sorry, ek is bly is nog hier so meneer die auditeur, daai skape trek en alles dood. Alles het gevrek. En dan kom maar nog 'n ou en sê, al die kamele is dood. En dan's al die osse dood. En dan's al die esels dood. En dan kry ons vir Job bankrot. Interessant, dis 'n preek vir 'n ander dag, maar dis interessant. Op daai stadium, toe hy bankrot verklaar is, toe alles gevou het, kry ons nie dat Job sy klere skeur en te kere gaan nie. Dis asof hy so half van sy goed verwyder kan word, vervreem kan word, daarmee is hy okay. Dis die volgende moment wat hom breek. Toe die slaaf weer aankom en sê, sorry Job, gisterand was daar 'n partytjie, jou 10 kinders, jou 7 dogters en jou 7 seuns en jou 3 dogters, hulle het partytjie gehou, die mure het in mekaar geval, en ons gaan begrafnis hou. Massa begrafnis. En die volgende moment kry ons vir Job op die dams. Flenters. Gooi hom sakklere aan, sny homself stikkend met 'n potskerwe. Hy's down and out, hy's regwaar gedaan. En hy mou, en ek dink ons lees die Bybel baie so vroom, né? Maar jy moet Job gaan lees. Dis kruie wat hy sê, Here, waar was U?
Hoekom het gebeur hierdie goeters? In vandag se terme, why do bad things happen to good people? Why? En dan het hy gelukkig 3 pelle. En die 3 pelle kom sit by hom en sê, Job, jong, ek dink jy het iewerster droog gemaak. Daar's iewerster 'n foutjie en nou straf die Here jou. En dis mos hoe ons nog vandag nog dink. Sodra iets baas met ons gebeur, dink ons wel, ek moet dit verdien, dan moet iets wat ek moes fout maak, en daarom het God met so lang sweep geloop, en my gepiets. En Job sê, maar ek het niks fout gemaak nie. En dan kom mevrou Job in. Ek weet nie, vir wie preek ek nou nie, maar mevrou Job kom in en sê vir Job, hey, in gewone Afrikaans, in tienertaal, bou 'n brug en kom hier oor asseblief. Let's go on with our lives. Dis kan nie sit nie. Jy moet aangaan. Kom aan. Blaai om. En ons amper sê, genade, Laurens, môre gesê nuwe dag. Julle gaan Buffelspoort toe en dit is alles wel daarso. Môre gaan jy op die fiets klim, Chris, en dit is alles oukei. Jy verwerk dit bietjie, maar is oukei. Annemarie, 43 jaar, sit mense nie so onder die mat nie. Ek wens ons kon. Job se woorde is my incredible mooi. Hy sê 3 goeters. Hy sê, my vrou, die Here het gegee, dis oukei, ons kan daai net maklik sê. Die volgende is bietjie moeiliker. Die Here het ook geneem, en die derde is amper bo-menslik. Die ou vertaling het gesê, geloof sy die naam van die Here. Let's sing a song. Kom ons prys die Here. En as mevrou Job gelukkig uit die prentjie uit. En dan is Job nog steeds moan en groan uit. Job is 42 hoofstukke lank. Die eerste 2 hoofstukke is so die intro, en die laaste hoofstuk is die outro. So daar's 39 hoofstukke hier in die middel. En die Here los vir Job, dat hy moan en groan. Dus ek kan dit nie altyd lekker klein kry nie. Hoekom sal God nie inkom en sê vir Job sê, hey ou, word wakker nie, kyk hoe mooi is daar buitekant nie. Dis asof die Here Job los en sê, okay, salk nou 'n bietjie toe. Dis fyn. Jy moet so wees. Kan ek gou met almal van ons praat, maar vir julle dalk die meeste. Ons wil te vinnig oor die dood kom. Ons wil te vinnig aanbeweeg. Come on, daar's weer môre, die son skyn weer môre, en ons het seker mooi goedjies vir mekaar gee. Die Here sy mooiste blommetjie kom pluk, dis die wil van die Here, en al die goed is waar, maar ek dink jy moet so vinnig daar verbygaan nie. Chris, julle met hierdie video wat julle gaan kyk, oor en oor kyk, ek is amper bang dat julle vergeet van wie hy was, en wat sy enorme impak in julle lewe gehad het. Ons is die produk van hom wat 'n reuselot werk, handewerk in julle lewe gesit het. Wat die joker was, wat altyd daar was en die lawwe ding gedoen. Maar daai kan nie so net wegwens nie. So die Here los vir Job as hy moan en groan. Daar's kom 'n pel nommer 4, Eliud, en hy kom sê ook vir Job, daar's dalk iets verkeerd gedoen, en Job sê maar ek het niks fout gemaak nie. Hoofstuk 37, dan kom God vir die eerste keer in die prentjie. En eintlik vat hy net vir Job so by die hand, en dan, as jy dit in daai hoofstuk 37 en 38 gaan lees, dan lyk dit asof hy hom dieretuin toe vat, of deur die National Geographic met hom stap. Hy stap en sê vir hom, Job, waar was jy gewees toe ek die wolke gemaak het? Job, waar was jy gewees toe ek die reën gemaak het? Job, sien jy daai seekoei? Sal hy hom vir jou kleinkind of jou kind gee as 'n speelding? Sal jy 'n halsband om sy nek en hierdie ander diere waar was jy gewees toe ek dit gemaak het? Waar was jy toe ek die krokodil gemaak het? Sal jy met hom stoei? Jy gaan hom beslis verloor, sê hy. En die Here sê vir Job eintlik, Job, jy praat baie, maar jy weet baie min. Kyk, pos gedaan. Dis ons, nee. Ons het baie opinies. Vandag is ons seker die meest opinionated generasie in die wêreld. Of net Donald Trump is, of Ramaphosa is, of Piet Potgieter is, maar almal van ons het 'n opinie oor enigiets. En ons skryf dit onder in die koerantberigte, en ons sê dit op Facebook, en ons het opinies oor alles. Of dit nou langs die braaivleisvure, of in die sosiale media's, maar ons kan, ek dink die Here sê op 'n punt dalk vir homself, dink, wat weet jy nou eintlik wat aangaan in hierdie wêreld, ou? Wie dink jy nou eintlik is jy?
Jy dink jy's grand, jy dink dit al die goeders, jy wys dit in pag, maar eintlik weet jy niks nie. Maar God raas, dis nie asof God met ons met 'n sklopdering gee en sê, "Hey, jy's stupid." Nee, God laat ons begaan en hy vat ons so stilstil in die hand en sê, "Hey, kom ons stap deur die dieretuin." En sê vir my, en Job se belydenis aan die einde is, "Ekskuus Here, ek was stupid." Hy sê ek was dom geweest. Eintlik die Hebreëse wil sê ek was soos 'n bees geweest. Ek was stupid. Ek kan niks verstaan. Kom ons praat oor die lewe. Ons almal word gebore sometime. En vandag is ons ook getuie daarvan. Ons almal is dalk 'n slegte woord om te gebruik, 'n rakleeftyd. Op 'n sekere punt sterf ons. Of dit is volgende hoë impak by 'n motorongeluk, of kankerselle, of wat ook al. Iewers gaan ons almal sterf. So dalk moet ons mekaar herinner dat ons eintlik tydelik op aarde is. Kan ek dit herhaal? Jy is eintlik nie permanent hierso nie. En as jy 'n bietjie gaan kyk na wat jy doen, jou daaglikse lewe, draai alles eintlik maar rondom hierdie 74 jaar. Dis jy werk jouself getiks, jy probeer vir jou gesin sorg, jy sorg vir gesondheidsplanne, jy sorg dat jy fiks is, jy hou jou gedagtes aan die gang. Jy's altyd besig om hierdie 74 jaar of 94 jaar of 14 jaar so sinvol moontlik te leef wat fyn is. Ek het niks daarteen nie. En die Bybel ook nie. My vraag is net gee ons soms ook tyd en energie aan dit wat jy nakom. Is God iewers in jou prentjie of is dit net jy en jy en jy en jy, me, myself and I? Of trek jy God in hierdie prentjie in en maak jy hom deel van jou werk, van jou sport, van jou rekreasie, van jou braai, maak jy hom deel van jou hele lewe, maar daar antwoord met julle antwoord. Ek wil net ietsie sê oor hierdie stukkie lewe wat ons het. Want ons dink dis vir ewig en ewig, maar dit is eintlik net so kort. En my vraag is, wat maak ons met die seer van hierdie lewe? Wat maak ons met die swaar kry in hierdie stukkie lewe? En dis waar Psalm 23 juist na vore kom. Dit is geskryf vir 'n tyd van swaar kry. Dit is in 'n woestyn geskryf. Ek dink Dawid wat dit geskryf het waarskynlik, ek probeer maar 'n prentjie in my kop teken om dit te verduidelik vir myself, op die paleis se dak rondgeloop. Dalk was dit een van daai nagte wat jy dit was net 2 uur skrikkie wakker en dan dink jy o genade, al jou probleme van so groot word, sulke huge boulders. En dit was seker een van daai nagte wat hy opgestaan en gewonder het, hoe gaan hy dit maak? En hy gaan loop op die paleis se dak rond. Dit was hulle lapa gewees, maar dit sê die lapa was die dak gewees. So daar loop hy rond en hy sy die gebou, die tempel se, die paleis se dak is die hoogste struktuur en hy kan van daar af boor die mure van die stad wat rondom die stad gebou is kyk en hy kyk oor die mure en hy sien deur in die veld is daar 'n vuurtjie en hy besef my genade 20, 30, 50 jaar terug was ek ook 'n herder wat iewers in die veld my skape moes opgepas het en dalk is dit die ideale prentjie vir wat ek nou moet hê al kan ek nie nou slaap nie. En dan skryf hy die Here is my herder, I will not be in want. Hy kon net daar gestop het nie. Dan is ons mekaar herinner. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. En Marie, jy het dit baie vir Boet gesê. Hy is saam met jou gebid. Want as alles verlore is, dan is dit al waar ons kan vashou. Die res van Psalm 3 nog is 'n uitbreiding van dit. Hy laat my rus in groen weivelde, bring my by waters waar daar vrede is, gee my nuwe krag, lei my op die regte paaie, selfs deur die donker dieptes, deur die doodsvallei, sal hy by my wees. Ek is okay. En dan spring hy oor na 'n ander beeld toe van 'n partytjie, van 'n banket. Dan sê hy, ek gaan sit daarso, my teestanders sit buitekant, ek word so eregas oorlaai met hartlikheid en u goedheid en u liefde sal my lewe lank my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here. Hy sê, nee, is okay. Ek beleef hierdie swaar. Luister mooi. Maar die Here sal by jou wees. In die Amerikaanse wêreld het daar 'n liedjie ontstaan. Die Negro Amerikaanse, die Afro-American Amerikaners
van 'n liedjie ontstaan wat ons in Suid-Afrika later oorgeneem het. Ek dink so 30 jaar terug het Jan de Wet hom hier populêr gemaak in Afrikaans. En jy moet die prentjie eintlik in jou kop sien om die prentjie reg te waardeer. Dis in hierdie Southern Belt, Bible Belt van Amerika. Is so 'n groen grasperk met so 'n spierwit kerkie wat hier staan. En as jy so nader kom, dan staan daar, en jy kom by die deur in, dan staan 'n pastor, so 'n groot swart oom wat gepreek het dat die spoegspat, letterlik, hy het waarskynlik 'n spierwit pak aangehad met so koningsblou of 'n maroons sakdoekie wat hier uitsteek en 'n ander sakdoek om die sweet af te vee, maar hy het gepraat en agter hom het 'n koor gestaan, 'n klomp tannies en die pastor se vrou was die choir masteres, wat is, maar sy het die koor afgerig. En hulle sing hierdie liedjie en 'n dreun-sang sommer so deur die gemeente. Die liedjie gaan so: He's got the whole world in his hands. Of hy hou die hele wêreld in sy hand. Grootste dinosourus, kleinste fynste babatjie, wat is oupa en ouma, mamma en pappa. Great song. Ons leer dit vir ons kids, dis reg. En ons groot mense vergeet dit. Ons groot mense vergeet dat hy hou die hele wêreld in sy hand. As ons hartseer is, dan hou ons in sy hand. En as dit stikkend is, soos in Job se geval, dan laat hy ons toe om te moan en te groan, en hy gooi ons nie weg nie. Hy sal ons eendag weer deur die National Geographic vat. Hy sal ons eendag weer die lig laat sien. Maar hy is okay daarmee dat ek en jy moan en groan en suffer. So, ek wens ek kon nou amen gesê het, maar as nog 'n laaste snack aan hierdie verhaal van Job. Die laaste hoofstuk sê vir ons, Job het by die Here gebly, en eintlik is dit nie 'n toets oor, is eintlik 'n toets van getrouheid wat in Job aan die gang is. Sal Job aan my vasbly? Dis die toets. En hy doen dit. En julle in die einde dag gee die Here vir hom, in plaas van daai 7000 kleinvee, 14.000. Hy double dit. Die 3000 kamele word 6000 kamele. 500 trekosse word 1000 trekosse. En die 500 esels word 1000 esels. Hy double alles wat hy het. Wag, hy gee op vir hom weer 10 kinders. 7 seuns en 3 dogters. Het dit gesnap? Hoekom sal die Here al sy besittings double, maar sy kinders net replace? En ek het nog lank daaroor gedink. Hoekom word alles verdubbel, maar hy kry net weer 10 kinders? Hoekom kry hy 20 kinders nie? As hy die beeste en die kleinvee kon dubbel, kon hy maar seker die kinders ook dubbel. En hier is die geheim. Toe hy 10 nuwe kinders bykry, hoeveel kinders het hy? 20. In Genesis 12, al in die begin van alles, sê die Here, ek het al vir julle 'n nuwe skepping. Julle gaan nie net hierdie klomp jare op aarde leef nie. Job, jy gaan hel hê. Maar gaan vir jou dubbel. Daar kom 'n dag waar julle weer by ontmoet gaan wees. Waar julle weer gaan sê, "Job, dis so lekker om oupa weer te sien. Dis so lekker om hom saam met ons gewerk het, gelag het, weer te sien." Ons gaan nie mekaar daar nie sien nie en herken nie. Daar gaan ons mekaar weer herken. En die geheim is, reg in die begin het God al gesê, julle gaan swaar kry, maar ek gaan alles wat julle het, double, meer as julle kan dink. Selfs die kinders wat ons dink net gereplace word to actually verdubbel. 10 in die hemel, 10 op die aarde. Eventually 20 in die hemel. Ek dink my job as dominee kan jou op baie maniere beskryf. Maar ek vind dat my primêre job is net jou hoop te gee. Iemand skryf in die week in die koerant op berig na al die Ramaphosa en Trump dinge, dat die een ding wat ons in Suid-Afrika verloor het, is hoop. Ons het opgegee oor wat die politiek en die ekonomie en ons eie persoonlike, ons het al blasey geraak met alles. Okay geraak met alles. Die potholes moet maar net groter word.
Die water moet maar net minder word. Die krag moet nou maar net bietjie, daar staan redelik min deesdae dalk, maar nie daaroor nie. Ons moet maar net aangaan met die geweld, of dit nou plaasmoorde is wat nie regtig bestaan nie, of dit nou regtig bestaan, maak nie saak nie. Iewers moet ons net vir mekaar sê, dan moet hoop weer gekoester word hier van binne af. En Job bied dit vir ons, en Psalm 23 bied dit vir ons, en vandag kan ons vir mekaar sê, dis terrible, dis seer en eina, maar daar kom 'n ander tyd, 'n nuwe tyd, waar ons saam mekaar weer gaan wees, waar ons al saam die Here gaan wees. En waar is God nou? Nee, dis nie die regte vraag nie. Die regte vraag is, waar is ek en jy? Is ek en jy in God se hand? Dis waar dit sin maak die lewe, deur al die seer kry. Dis waar dit alles die moeite werd maak. Kom ons maak ons oë saam toe. Onse Vader, ons bid dat U regtig ons sal vashou. En terwyl ons huil en terwyl ons hartseer is en stikkend is en vertwyfeling is en wonder waar ons net weer gaan aangaan, kan ons vandag net weer vir mekaar sê, ek weet dat ek bestaan en leef want U laat my leef. En ons kan in U hand lewe. U hou die hele wêreld in U hand. En daarin hou ons vas met alles, Here. Dankie dat ons aan U mag behoort. En as ons huil vandag, as Annemarie Flentes is, en as Chris en nou vra en huil, dan is U daar by hulle. Dankie Here dat ons aan U kan vasklou met ons hele lewe. Amen. Chris, gaan jy die video vir ons aansit asseblief?